Ons is baie opgewonde om bietjie te begin met vers 1 uiteindelik. So, kom ons begin net gou vinnig eers met die skrywer. So, ons weet die skrywer is Johannes. Nou vir 'n hele rukkie was daar 'n wonder gewees, wat se Johannes? Daar's baie Johannese in die tyd gewees. Maar ek dink relatief vinnig het die skrywer, die ou kerkvaders almal agtergekom, dit is die een spesifieke Johannes. En hy is een van Jesus se disippels gewees. So as ek en jy gaan lees deur Johannes 1, dan sien ons heel in die begin die eerste 2 disippels wat Jesus volg. Die een se naam is Andreas en die ander ene is die disipel wat nie genoem word nie. Nou as ek en jy wonder baie keer, Johannes hou homself anoniem, so ons glo hy was een van die eerste 2 disippels gewees wat Jesus begin volg het, was ook wel dan 'n disipel gewees van Johannes die Doper. Ons ken vir Johannes, hy is die boetie van Jakobus en hulle is bekend as die seuns van Zebedeus. As ek en jy gaan van hulle lees en kry hulle 'n bynaam. En die bynaam is die seuns van die donder. Bloot omdat ek dink hierdie ouens was maar warm onder die kraag gewees. Jy mors nie met hierdie ouens nie. Hulle het 'n kortie meer. En so op 'n stadium dan is Jesus besig met sy disippels en hulle gaan deur Samaria en hulle is op pad na 'n ander plek toe in Lukas 9. En terwyl hulle besig is om met die Samaritane te praat, toe hulle hoor dat hulle het nie gekom om Samaria toe te gaan nie, toe wil hulle sommer niks uit te waai met Jesus nie. En Johannes en Jakobus sê vir Jesus, moet ons sommer vuur uit die hemel uit neerroep oor hierdie ouens in oordeel. Toe sê Jesus, nee, los hierdie ouens. En so dis wat ons hulle ken. Ons ken hulle daar van die begin af. As ek en jy praat van Johannes en Jakobus, moet ons net seker maak dat daai Jakobus nie gemisgis word met Jakobus wat die boek Jakobus geskryf het nie. So partykeer dink ons dat dit is Johannes het die een boek geskryf en sy broer Jakobus het die ander boek. Dis 'n hele ander Jakobus daar. As ek en jy net vir ons onsself net gou 'n riglyn wil gee, vir as jy nou dink in die Nuwe Testament, jy's dalk al deurmekaar oor al die verskillende Herodese wat daar is, om net jou 'n basic idee van 'n tydlyn te gee. So jy het Herodes die Grote, en hy was die ou gewees wat Jesus wou doodmaak toe Jesus gebore was. Julle onthou die hele storie wat daarmee afspeel. Na dit was dit die Herodes Antipas. Antipas was die ou gewees wat Johannes die Doper doodgemaak het. Dan het ons Herodes Agrippa die eerste. En hy het, toe hy aangestel was, toe wou hy die Romeine beïndruk het en hy was die ene wat Johannes se boetie Jakobus doodgemaak het in Handelinge 12. En so as jy nou gaan Handelinge 12 lees, dan sien jy dat Jakobus, wat Johannes se boetie is die tweede martelaar wat ons raak lees en hy is ook die eerste disipel wat sy lewe verloor. En dan na Agrippa die eerste kom Agrippa die tweede. En hy was die ou gewees waarvoor Paulus gestaan het, en hy het toe homself verdedig voor Agrippa die tweede. So dis maar net om vir jou 'n idee te gee oor hoe al die Herodese werk. Maar die ou wat die boek geskryf het, was die halfboetie van Jesus gewees. Sy pa was Josef gewees, en so as ek en jy praat van Jakobus, dan praat ons hierso van Johannes se boetie, en hy was in Handelinge 12 doodgemaak. So, as ons wel gaan kyk na die disippels, Johannes, Jakobus en Petrus, die 3 disippels, hulle het amper half so, was bietjie voorgetrek deur Jesus, hulle het amper half 'n nouer verhouding gehad met Jesus. Ons sien op enkele kere waar hierdie 3 ingetrek is, waar die ander disippels nie ingetrek is nie. Onder andere toe Jairus se dogter uit die dood uit opgewek was, toe was hierdie die 3 disippels gewees wat Jesus ingevat het binnekant toe. Toe hulle op die berg van verheerliking opgegaan het, toe was dit hierdie 3 disippels gewees wat by Jesus was in daai oomblik gewees. Toe Jesus in Getsemane gaan bid het, was hierdie die 3 disippels wat nader gekom het as al die ander disippels. En so dis wat ons wel sien van Johannes, Jakobus en Petrus. Maar as ons gaan kyk na Johannes homself, dan sien ons in die bovertrek, Johannes 13, 14, 15, dan sien ons dat Johannes is die disipel wat by Jesus was. Hy was by Jesus se bors gewees. Hy was ook die enigste disipel gewees wat by Jesus se kruis was aan die einde gewees. En so sy naam was dalk in die begin seun van die donder gewees, maar later noem hy homself die geliefde disipel.
En as ek en jy die boek 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, vir al die laaste 2 boeke lees, dan vernoem hy homself die oudste. Want teen daai tyd is hy die langslewende disipel of apostel wat basies nog bly leef. Al die ander is almal al dood, en hy is die enigste ou wat oorbly. Hy skryf vir ons 5 boeke, die evangelieboek Johannes, dan skryf hy 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes en dan die boek Openbaring. En so die 3 grootste skrywers of die 3 ouens wat die meeste woorde gewys geskryf het, is Lukas nommer 1 en dan kom Johannes en Paulus wat net so agter hom ingaan. So hy skryf vir ons 'n groot gedeelte tussen daai 3 skrywers, vat hulle meeste van ons Nuwe Testament basies vasgevang. Net gou vinnig 'n bietjie gesels oor die politiese omgewing wat ons daar beleef het in daai tyd. Nou daar's 'n klomp Romeinse keisers gewees wat in hierdie tydperk keiser was. Ek gaan nie almal met jou deel nie want jy gaan 10 teen 1 almal vergeet. Die belangrikes is jy het al gehoor van Julius Caesar. Dit was die ou gewees wat jy al in movies van gehoor het en hy was die ou wat die keiserryk begin het. En teen die tyd wat Jesus gebore was Augustus die keiser gewees. Dan het ons 'n klomp verskillende keisers wat maar 'n bietjie rondspeel. Ons ken nie hulle almal se naam of ons ken hulle name, ons worry nie reg oor hulle name nie. Maar die eerste ou wat regtig waar kenmerkend vir my en vir jou is 'n ou met die naam Nero. Nou jy het al gehoor van Nero en in die jaar 54 tot die jaar 68 na Christus was Nero die keiser gewees. En onder hom was die vervolging van die Christene op sy wreedste. Nero was 'n verskriklike brutal ou gewees. So hierdie ou het in sy wese net terrible goed aangevang. Hy het sommige Christene aan die brand geslaan en hulle gebruik as fakkels. Dit was terrible gewees wat Nero gedoen het. Na Nero noem hulle dit die Year of 4 Emperors. Daar was in 1 jaar 4 keisers wat mekaar gevolg het. Waarvan jy net die 4de ene regtig waar hoef te onthou en dis Vespasian gewees. So Vespasian was die ou gewees onder wie sy generaal die Joodse tempel laat val het. So julle weet 70 na Christus, toe het hulle die Romeine die tempel heeltemal gesloop en dit was onder Vespasian. En dan het sy seun Titus oorgevat. En na Titus het Vespasian se ander seun oorgevat en hy was Domitian gewees. Nou onder Vespasian en Titus was daar nie pertinent Christelike vervolging gewees nie. Dit was amper al vir die rebelse doodmaak onder die Jode gewees, maar daar was nie 'n spesifieke vervolging gewees of selfs onder daai ander 3 wat so vinnig geval het na dit nie. Die volgende ou na Nero wat regtig waar intens die Christene vervolg het, was 'n ou gewees met die naam Domitian en dit is die ander seun van Vespasian en onder hom was dit die mees wydverspreide vervolging van Christene. En hierdie ou was agter Christene ingewees, en dit is onder hierdie ou wat Johannes gevind het dat hy toe uiteindelik op die eiland van Patmos gesit is. En Patmos is 'n eiland wat basies maar so vir tronkstraf was. Dis ons vandag se dae sal ons ken Robben Eiland. Jou Amerikaners het Alcatraz wat hulle gebruik het vir die ouens wat The Count of Monte Cristo gaan kyk het gesien dat daar is 'n plek met die naam Chateau d'If wat in Frankryk was. Die doel was dis juis 'n tronk gemaak vir ouens wat eenkant gesit word wat obviously kriminele was. En so dis amper al vir ons die agtergrond net vir ons om die boek te verstaan. Dan begin hy vers 1 en hy sê dit is 'n openbaring wat van Jesus Christus afkom. Nou hierdie woord openbaring, die Griekse woord is apokalypsis, en dit beteken om bekend te maak. So ons dink apokalypsis beteken die einde van alles, en hierdie is nie wat hulle hier verwys nie, hier verwys hulle, dis iets wat bekend gemaak is. Jou Engelse verduideliking sal wees laying bare or making naked, a disclosure of truth of instruction, wat hier so gaan plaas, en dis om iets bekend te maak aan mense. So hier kom die bekendmaking, en hy sê, dit is 'n openbaring, wat van Jesus Christus afgekom het, en God het dit aan hom gegee, om aan sy diensknegte bekend te maak,
wat binnekort moet gebeur. Nou daai woord binnekort, party ouens sal hom vertaal en sê dat hierdie woord binnekort moet ons verstaan. As hy praat van binnekort, bedoel dit eintlik dat wanneer hierdie goed gaan gebeur, dan gaan alles vinnig begin plaasvind. So die tydproses is nie van waar hy skryf tot waar dit gebeur nie, maar meer vandat dit begin alles in plek val, gaan die dinge binnekort plaasvind. Alternatief, al is dit binnekort 2000 jaar later, binnekort is subjektief. Jou binnekort en my binnekort lyk nie dieselfde nie. Gewoonlik so 2 weke voordat iemand verjaar in ons huis, en sê jy verjaar amper. Nou as jy dit vir 'n 5-jarige sê en jy verjaar oor 2 weke, is dit torture. Hoe is 2 weke binnekort? Dis nog baie slaapies. Dis terrible om te weet dat daar is 2 weke nog om te wag. Maar vir my en vir jou weet ons dit is in 'n oogwink, dan is dit verby. So in ons perspektief is 2000 jaar dalk lank, maar in die Here se perspektief is 2000 jaar nie so lank as ons dink nie. So hy begin en dan gaan hy verder. So hy sê dit is 'n openbaring wat van Jesus Christus afgekom het. God het dit aan hom gegee om aan sy diensknegte bekend te maak, dit wat binnekort moet gebeur. Hy het toe dit aan sy diensknegt Johannes gegee deur sy engel na hom toe gestuur, en Johannes het getuienis gelewer van alles wat hy gesien het, wat God gesê het en wat Jesus getuig het. So kyk net na die proses wat volg. So dit is God gee dit vir Jesus, Jesus gee dit vir 'n engel en 'n engel gee dit vir Johannes, en Johannes is getrou om alles dan neer te sit en dit wat hy sien en dit wat hy beleef vir my en vir jou te gee. En dan begin hy met die woord in vers 3, wat die woord is wat ons moet sê. Dit gee vir ons hoe ons hierdie boek moet sien en ervaar. Geseënd is die een wat die woorde lees. So met ander woorde, nie verdoem is die een wat die woorde lees nie, nie angsbevange is die een wat dit lees nie. En soos ek laas vir jou gesê het, geseënd is die een wat die woorde van die profesie lees, as ook wat dit gehoor het en dit gehoorsaam wat daarin geskryf staan, want die tyd van beslissing is naby. So geseënd, dis wat ons beleef, is die ene wat dit lees, wat dit hoor en wat dit gehoorsaam. En dan kom ons by Openbaring 1 vers 4. Nou 1 vers 4 is een van dies wat seker by verre die slegste vertaal is vir my en vir jou. Is daar iemand wat se vertaling sê dat hierdie is eintlik geskryf vir Lighuis in die Goudsveld in 2025? Ek wil net gou seker maak. Ernstig het ons hierso 'n verkeerde vertaling beet gekry, dat ons dink dat hierdie brief is eintlik hoofsaaklik vir ons geskryf, want wat ek hierso lees klink vir my soos 'n vreemde vertaling. Enige iemand wat dit sê, Lighuis, ek het gehoor hulle het gesê dat ek dink hulle release daai vertaling hierdie jaar. Dit gaan hierdie jaar se vertaling wees, die 2025 vertaling. So as hy kom en hy sê hierdie brief kom van Johannes en is gerig aan wie? Aan 7 gemeentes wat in die provinsie van Asië geleë is. En dan gee hy vir ons in vers 7 daai 7 kerke, en ons is nie ingesluit in daai 7 kerke nie. So, nou moet ons baie versigtig wees, en dis wat ek vir julle gesê het op die intro, om vir onsself te kan sê dat as ons glo hierdie is 'n teleskopiese profesie, kan ons nie weet of hierdie vir ons nou geskryf is nie. Toe Johannes hierdie geskryf het, toe skryf hy nie en sê, julle, ek skryf eintlik aan julle, maar ek wil net eintlik vir julle sê, moenie regtig worry oor hierdie brief nie, want hierdie goeders gaan eers alles in plek kom wanneer Microsoft leer om microchips te maak, en dan gaan ons hierdie goeders begin. So vir julle is nie eintlik van toespraak nie. Is dit wat hy gedoen het? Nee, hy het nie. So met ander woorde, ek en jy moet verstaan aan wie word hierdie geskryf, en so ek en jy bly 'n buitestander, maar ons is nog steeds geseënd as ons dit lees en dit hoor en dit gehoorsaam. So ons vat nie hierdie af en nou gaan ons hierdie afdruk op Malema en wat ons sien Malema doen vandag en hoe alles gaan afspeel in die oorlog tussen Israel en Iran nie. Ons weet, ons lees hierdie as 'n buitestander en daar gaan 'n audience wees wat hierdie gaan deel wees. Ons weet nie en kan nie met sekerheid sê dis ons nie. Okay. Alright, so dan gaan hy aan. En dan sê hy so, genade en vrede aan julle, wat hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is,
Ek wil net wel sê, dis vir my ongelooflik mooi oor hoe hy God aan ons voorstel. Hy wat was, hy wat is en hy wat kom, en hy gaan dit later vir ons dit weer doen. Dan sê hy, en van die 7 geeste wat voor God se troon staan. Nou hierdie 7 geeste, ons kan nou baie bespiegel in terme van wat dit is. Dit kan so wyd gaan as dis deel van die hemelse leerskare van hierdie geeste wat hier voor hom staan. Hierdie kan nou wees die 7 engele waarvan ons later gaan lees. So ons kan nou baie goeters in hierdie teks inlees, maar wat ons nou net raak lees, 7 geeste voor die troon van God. So dan kan ons nou verder gaan. Dan sê hy, eerste uit die dood uit opgestaan. Hy sê hierso later, hy sê, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het en wat heers oor die konings van die aarde. As ek en jy lees hierdie eerste wat uit die dood uit opgestaan het, weet ons dat Jesus was nie die eerste een wat uit die dood uit opgestaan het nie. In die Ou Testament is daar voorbeelde, in die Nuwe Testament is daar voordele, en dis dieselfde soos wat ons gepraat het oor die eersgeborenes. So as ek en jy hierdie wil reg verstaan, praat ons nie eerste in kronologie nie, van kronologiese volgorde nie. Ons praat nou eerste in belangrikheid en eerste in rang. Wat beteken dat Jesus was die een wat uit die dood uit opgestaan het, wat belangriker is as almal wat tevore uit die dood uit opgestaan het. Wat beteken, toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe het hy die dood oorwin. Dis wat ons hierso verstaan met hierdie gedeelte. En dan sê hy wat heers oor die konings van hierdie aarde. Nou, as ek en jy begin praat oor heers oor die konings van die aarde, dan dink ons aan Filippense 2. Dan sê hy, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy God is. Dis wat gebeur is, daar is 'n klomp konings en klomp heersers op hierdie aarde wat nou nie buig voor enigiemand nie, maar daar gaan 'n dag wees wat elke knie buig en elke tong sal bely. En dis wat ons dan daarso sien. En dan kom daar 'n gedeelte wat hy net amper al heerlikheid aan God gee. En hy sê aan hom wat ons liefhet en deur sy bloed van ons sondes verlos het. So, nou as jy nou enigsins wou geweet het wat se 5 versies om te lees in jou lewe, is dit Romeine 5 vers 1 tot 5. Onthou ek het Sondag vir jou gesê, en as jy Romeine 5 vers 1 tot 5 snap, dan snap jy hierdie sinnetjie. Want dis God wat jou liefhet en wat jou verlos het. Onthou, as ons praat van Jesus wat ons verlos het, hy het nie net jou van jou sondes vergewe nie, hy het jou verlos, wat beteken, jou titel, jou brand van sondaar wees het hy weggeneem. Jy is nie meer 'n status van 'n sondaar nie. Alhoewel ek en jy nog sonde doen, het jy nie meer die titel van sondaar nie. En weer eens, Romeine 5 vers 1 tot 5, gaan vir jou dit gee. En dan as ek en jy dink dat alhoewel ek nie 'n sondaar is nie, doen ek baie keer nog sonde. Stefan Joubert maak die stelling en hy sê, sonde is nie 'n uitkampplek nie. Dis 'n plek waarvan ons wegvlug. Dis wat gebeur. As ek en jy wat nie meer 'n titel sondaar het nie, ons bly nie in sonde nie. Ons moet wegvlug van sonde af. Dis wat moet plaasvind in ons harte. So hy sê, aan hom wat ons liefhet en deur sy bloed van ons sondes verlos het en ons laat deel in sy koninklike regering, aan hom wat ons priesters vir God, sy Vader, gemaak het. Hier praat hy nou oor ons identiteit. Hy het ons deel gemaak van 'n koninklike regering. Dink is Petrus wat praat dat ons is nou hemelse burgers. So ons het 'n nuwe burgerskap gekry. Jy is nie meer 'n burger van Suid-Afrika nie. Jou identiteit is nou 'n hemelse burger. En dan sê hy, en hy het ons priesters gemaak van God. Daai priesters beteken, hy het ons heilig genoeg gemaak om te kan wees in die teenwoordigheid van die Here. Nou, ek en jy weet, veral in die Nuwe Testament praat hy van, hy het ons konings, priesters en profete gemaak, maar ons moet ook onsself herinner dat alhoewel ons 'n koninklike identiteit het, moet ons onsself herinner, voor God bly ons steeds sy dienaar, en ons bly steeds sy kinders. En so dit sit my nie op dieselfde vlak as Jesus in die proses nie. Maar dan sê hy dan vir ons, aan hom behoort die heerlikheid en die krag vir ewig en vir altyd. Amen. Vers 7 sê hy dan vir ons, kyk, hy kom met die wolke. Elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het.
Al die nasies op aarde sal jammerlik oor hom huil. Ja, amen. Nou as hy kom hier so, hy praat van hy kom met die wolke, is daar nou een van twee interpretasies wat ons hier kan vat. So jy sal nou ouens hê wat sê, okay, maar hy sê nou nie hy kom in die wolke nie, hy kom met die wolke en daarom verwys hy na Hebreërs 12 vers 1. Nou Hebreërs 12 vers 1 sê daarom terwyl ons so 'n groot wolk getuies rondom ons het. Onthou toe ons in ons Hebreërs studie was, toe praat ons oor hierdie wolk van getuies, en so hierdie is hierdie gelowiges, al hierdie geloofshelde van Hebreërs 11 word nou deel van die wolk van getuies, en so hulle sê so hierdie ouens saam met as jy 1 Tessalonisense 3 vers 13 moet lees, wat sê mag hy julle harte versterk sodat julle met die koms van ons Here Jesus saam met al sy heiliges onberispelik in heiligheid voor God die Vader kan wees. So met ander woorde, nou kom hy en hulle sê, maar as Jesus terugkom, kom hy terug met sy getuies, en hierdie getuies noem ons die wolk van getuies. En so nou gaan die ouens terug na Openbaring 1 toe, en hulle sien, hy kom met die wolke, meen hulle, hierdie is nou die getuies wat nou saam met hom kom. So dis die een interpretasie wat jy kan gaan. Ek persoonlik weet nie of ek daai roete sal gaan nie, weer eens gebaseer op ons studie wat ons gedoen het op Hebreërs 12 vers 1. Ek sal nie noodwendig hierdie roete gaan nie. Die ander kant wat ons hierdie wel kan interpreteer, en ons het 'n paar keer daarna verwys, Handelinge 1 vers 9 tot 11, is Jesus gaan op met die wolke, en dan staan almal en hulle kyk, en die wolke vat Jesus op, en dan staan daar twee mans, en hy sê, maar hoekom hou julle aan staar? Want dieselfde manier soos het julle hom sien opgegaan het, so gaan julle hom sien terugkom. En nou kom hy hierso en hy sê vir ons, en hy sê, kyk, hy kom met die wolke. So, ek persoonlik sal meer aan daai kant inval vir dit, alhoewel as jy voel as 'n wolkgetuie is jy meer as welkom om dit te glo. So as ek en jy wel na hierdie hele prentjie wil kyk, dan moet ons wel sê dat hierdie grootendeels die beeld kom al so ver terug as Daniël 7. Nou Daniël 7 het ons al 'n paar keer terug na verwys, Daniël 7 vers 13, en hy sê hierso, kyk, met die wolke van die hemel was iemand aan die kom, wat soos 'n menskind was. Tot by die oue van daai het hy gekom, en voor hom is hy gebring. Aan hom is heerskappy en eer en koningskap gegee. Alle volke, nasies en taalgroepe dien hom. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie verby sal gaan nie, en sy koningskap is so dat dit nie vernietig sal word nie. So met ander woorde, wat ons wel sien in hierdie hele proses is hierdie prentjie van Jesus gaan met die wolke, Jesus kom met die wolke. En dis nou die verheerliking wat hierso plaasvind. Dan kom hy hierso en dan sê hy vir hom, so hy sê hy kom met die wolke, en dan sê hy elke oog sal hom sien. Nou ouens wat vandag spesifiek praat oor die konsep dat almal hom sal sien, is hulle sê hierdie sal eers moontlik wees op grond van die tegnologie wat vandag beskikbaar is. Vandag as enigiets gebeur, is dit op Facebook en is op YouTube en is op jou TV-skerm en selfoon notifications reg oral. Jy Google net en jy kry die goeders. En hulle sê as gevolg van dit is hierdie die tydperk wanneer hierdie goeders sou kan gebeur. Maar nou is my krisis. Ek weet nie van julle nie, maar as gevolg van ons tydsone mis ek partykeer sekere goeder. So, Israel verklaar oorlog op Iran en ek vind eers 'n dag later uit. Iemand vlieg in 'n toring in Amerika en ons vind 'n dag later uit. Nou ek moet vir julle sê, as ek 'n dag later moet uitvind dat Jesus gister hier was, pas ek uit, net daar, dis vir my, dis tickets. Dis nie wat hy sê nie, hy sê elke oog sal hom sien. Matteus 24 gaan praat hy van en die engele sal wyd en suid gaan en hulle sal almal nader bring. En dis wat gebeur. So ek en jy moet verstaan dat wanneer Jesus kom, sal elke oog hom sien. Okay, en dan sê hy ook hulle wat hom deurboor het. Nou as hy praat van hulle wat hom deurboor het, weet ek en jy op grond van ons sonde, ons was deel van die rede hoekom Jesus gekom het en hom in die kruis gesit het, maar grootendeels moontlik praat hy hierso van die Jode. Die ouens wat fisies Jesus aan die kruis wou gesit het, omdat hulle hom verwerp het as Messias. Hy sê so, hulle wat hom deurboor het, al die nasies op aarde sal jammer oor hom huil. Ja, amen. Mense,
wat gekonfronteer was met Jesus en net nooit gekies het om te glo nie. Dan gaan hy aan vers 8 en dan sê hy, ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Daai is my so kragtig om God te probeer nie eers vasvang nie, maar net iets te verstaan van hom. As hy sê die Almagtige wat was, wat is en wat kom, beteken ons dat ons weet God het tyd geskep. God staan buite tyd. God het nie 'n begin of 'n einde nie. Daar was nie wie het God gemaak nie. Daar was nie 'n ding soos tyd nie. Tyd het nooit begin tik voor God nie. Dit is God die Almagtige. Hy wat was, hy wat is en hy wat kom. En dan as hy sê hierso, ek is die Alfa en die Omega. Alfa is die eerste letter in die Griekse alfabet. Omega is die laaste letter van die alfabet. En hy is alles tussenin. As ek en jy 'n verduideliking gee en jy sê van A tot Z alles ingesluit, dan praat ons van die begin tot aan die einde, alles ingesluit. Dat hy is alles. Alles wat verduidelik, jy kan nie God verduidelik nie, jy kan hom nie klein kry nie, daar is nie tyd wat hom kan vasvang nie. Ek is die Alfa, die begin, en die Omega, die einde, sê die Here, wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Dan kom hy in vers 9, nou gee hy vir my en vir my amper half die introduction van hom as Johannes. Hy sê, ek is Johannes, julle medegelowige, deur ons hegte verhouding met Jesus deel ons saam in die swaar kry. Onthou, hierdie was onder Domitian gewees, by die kerk kwaai vervolg het. Hy sê, maar ook in sy heerskappy en in die volharding. Dit het gebeur dat ek op die eiland Patmos beland het, omdat ek die boodskap van God en die getuienis wat deur Jesus gelewer is, gepreek het. So hy het gaan preek, hy het met mense gepraat en as gevolg daarvan was hy verban en geïsoleer op die eiland Patmos. Dan kom hy in vers 10 en sê, op die dag van die Here, as ons praat van die dag van die Here, praat ons van 'n Sondag. Nou, Saterdag, of wat ek en jy sal ken, klassifiseer as 'n Sabbatdag, sal nooit verander nie. Dit begin om 'n rough estimation te gee op 'n Vrydag 6uur. Dit verander bloot op grond van wanneer die son opkom en die son sak, maar om 'n algemene average te kry op 'n Vrydag aand 6uur begin 'n Sabbat en hy eindig die Saterdag 6uur. Wanneer die son gaan sak, dis die Sabbatdag. As ons praat van die dag van die Here, is dit 'n Sondag, want dis die dag wat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Dis hoekom ek en jy kerk hou op 'n Sondag, is want dis die dag van die Here en dit word verwys spesifiek so deur die skrywers. So hy sê, op die dag van die Here was ek in die greep van die Gees en het reg agter my 'n harde stem soos 'n trompet gehoor. So wat ek en jy wel nou moet gaan sien, as jy 'n Bybel het en jy is braaf genoeg om merkies te maak in jou Bybel, omring die woord die net voor Gees. So as hy praat van ek was in die greep van die Gees, daai woord die Gees, daai woordjie die moenie eintlik daar wees nie. Daai woord is net daar om ons sinskonstruksie amper half reg te kan kry, maar hy moet eintlik vir ons lees, ek was in die greep van Gees en het reg agter my is 'n harde stem gehoor. So daai woordjie die beteken, as ek en jy praat van ek het iets in die Gees gesien, dis om jou oë toe te maak en jy het amper half jouself in hierdie moment gesit van in die Gees. Hierdie was nie 'n visioen wat hy beleef het nie, hy was in sy Gees hier gewees. Dit is wat dit eintlik vir ons beteken. So dis nie net 'n visioen nie, en dan sal ons sien, nou gaan daar 'n paar keer hierdie situasie gebeur. Reg agter hom hoor hy 'n harde stem soos 'n trompet. En dan om dit reg te verstaan, dan sê hy het omgedraai om te sien wat hy hoor. Dis wat hy wil doen. Dus hy hoor hierdie geluid van 'n harde stem wat soos 'n trompet is, maar nou gaan ons agterkom elke keer en dit gaan weer later gebeur. Hy hoor iets agter hom, as hy omdraai, dan sien hy iets heeltemal anderste. En so dis wat gebeur. Nou ek moet wel sê, van daar af dan gaan hy in vers 11 in, wat een van die moeilikste gedeeltes is vir 'n persoon om te kan moet doen. Hy sê, skryf wat jy sien in 'n boekrol neer. Nou hier kom hy en hy gee opdrag vir Johannes en hy sê vir Johannes, dit wat jy sien, skryf dit neer. Nou vra ek vir jou, hoe skryf jy neer waarvoor ons nie taal het
om voor te skryf nie. Ek meen, ek vat net, kom ons vat God drie-enig. Een wese, 3 persone. Hoe skryf 'n mens dit neer? Jy het nie eers ons het nie eers in ons fisiese belewenis 'n konsep om die drie-eenheid te verstaan nie. En nou sê hy vir hom, skryf hierdie neer. En so nou kry jy goeters met 'n engel wat net oë het oor hom en daar's 4 gesigte en daar's drake en daar's allerlei goeters en jy sien beeldspraak wat nou begin uitkom op grond van hy sien goeters wat hy nog nooit in sy lewe gesien het nie. Hy het nie die konsep van Hollywood wat vir hom vreemde snaakse goeters al kon wys en is 'n taal wat hy kan aansit nie. En op 'n stadium, hierdie arme Johannes, hy is so verward, hy val net elke keer as hy voor die Here is, dan val hy plat neer voor hom. Want sien hy hier so val hy plat neer. As hy naderhand dan is daar 'n vrou, dan val hy plat neer. Dan sê, "Wow, staan op." Jy sien sy pause om hier plat te val nie. So dis wat gebeur is Johannes beleef iets en sy taak is dit wat jy beleef wat jy nog nooit in jou lewe beleef het nie. Skryf hierdie neer. En ek dink dis ook grootendeels hoekom die boek Openbaring so ongelooflik moeilik is om partykeer deur te werk. So hy sê skryf wat jy sien in 'n boekrol neer en stuur dit aan die 7 gemeentes, na Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ons gaan later sal ons gaan kyk soos wat ons deur die briewe gaan ons hulle opmerk op 'n kaart. Hierdie was 7 gemeentes op spesifieke plekke gewees en elkeen van hulle het 'n brief gekry. Nou ouens gaan dit verduidelik en sê dat hierdie word amper half 'n voorbeeld van die kerke wat ons het vandag. Ander ouens sal sê hierdie word amper half die proses wat plaasgevind het oor die kerktydperk. So met ander woorde, elke kerk met sy brief was in 'n fase gewees. En dan is dit in die volgende fase in die kerkera en dis hoe ons hierdie kerk sien. En natuurlik as jy daai konklusie volg, is ons natuurlik in die laaste brief, want Jesus kom nou terug. En so dis altyd wat vir ons die groot ding is. Maar op hierdie stadium is dit die hart van Openbaring 1 vers 1 tot 11. Kom ons sluit die oë. Ag Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om net tyd te kan maak en net hier deur te gaan. Ek bid Here dat ons net so bewus sal wees, Here, van U wat by ons is. Ag en ek bid Here dat ons net weer eens onsself sal herinner, Here, U is die Almagtige wat was en wat is en wat kom. Here, en ons hoop is in U. En Here, dat terwyl ons hierdie boek deurgaan, Here, dat ons geseënd sal wees. Die van ons wat dit lees en hoor en gehoorsaam. Here, mag ons hierdie deel maak van ons lewens. Here, mag ons hierdie boek sien nog dieselfde soos al die ander boeke, Here, as U woord, geïnspireer deur U Gees, Here, om deel te kan maak van ons lewens. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.